Ek wil vir julle ek wil vandag met julle gesels oor my tema is Don't Give Up, Give In en Job and Vision, want dit gaan oor twee maniere om swaar kry in jou lewe, die teenstand in jou lewe te sien. En wat ek graag wil doen is ek gaan met ons stap deur Job, want ek dink as mense moet hande opsteek in eerlikheid, wie lees graag Job, dan gaan ons min hande sien. En baie mense begin om en dan lees die laaste hoofstuk en hulle lees miskien die eerste hoofstuk, want hulle wil sien toe dit oukei was, dan skiep ons die deel wat dit nie oukei is nie, en dan aan die einde is dit weer aan die skapella, is nou weer die rykste en die mooiste en almal is terug. Maar daar's iets opgesluit in Job, wat vir almal van ons op 'n dieper vlak in ons verhouding met die Vader moet vat. En almal van ons, of ons het nou daarvan hou of nie, gaan deur 'n Job ervaring gaan. So, wat ek wil doen is ons stap deur Job. Dan gaan ek vir julle wys waar kom sy swaar kry vandaan. Dan gaan ons kyk na sy 3 vriende eers wat moet hom kom gesels, en dan is daar 'n 4de vriend wat by the way nie rebuke is nie. Dan praat die Here met hom en dan gaan ons deel met wat met Job gebeur in daai laaste gebed. Nou, Job is 'n interessante boek in die sin van dit is die een boek wat nie lekker in die geslagsregister van die Bybel inpas. In ander woorde, jy kan al die ander boeke vat en jy kan kyk mooi hoe pas hulle in, maar Job is hierdie snaakse boek. Die mense wat in Job is, daar's nie 'n geslagsregister aan hulle vas is nie. Daar's mense wat sê dis 'n pre-Adamic age of 'n post-Adamic age. Daar is selfs mense wat sê Job is eintlik die oudste boek, is geskryf voor Moses die Genesis en Exodus en so geskryf het. En ook as ons na Job self kyk na die boek is interessant in die sin van hy noem diere. Okay, nou nie in die Afrikaans nie, want iemand iewers toe daar nie die 33 vertaling gedoen is, het gesê, okay, 'n behemoth, kom ons maak 'n seekoei. As almal happy, kom ons seker daarvan 'n koop af, hy weet hoe hy seekoei is, so hy het nou 'n behemoth 'n seekoei gemaak, maar 'n behemoth is nie 'n seekoei. En die Leviathan het gesê, dis duidelik 'n krokodil. Daai tyd het die krokodille nog 4 geblaas, maar nou doen hulle nie meer nie, so die Levitian het hy toe nou as 'n krokodil vertaal, maar ons het nie 'n behemoth en 'n Levitian, 'n Leviathan het ons nie heilige. Ons weet nie wat dit is. In ander woorde, Job is hierdie interessante boek wat so half op sy eie staan, wat op sigself vir ons sê, daar's iets wat besig is aan die gebeur in Job, wat van toepassing is op die Ou Testament en van toepassing is op die Nuwe Testament, en dit is nie spesifiek aan 'n tyd gekoppel nie, dit is van toepassing op elke Christen, op elke gelowige. Nou wat in Job gebeur, is Job het hierdie gesit. En Job is hierdie vrome man en hy's 'n ryk man en hy's 'n versigtige man. Hy bid altyd vir sy kinders, hy weet hoe hy sy kinders baat, en dan hou hy, bid hy vir hulle en dan sê, ag Here, U ken hulle nou, Frikkie het nou weer, ek het hom vanoggend gesien, asseblief vergewe hulle is, hy het in die regte verhouding met die Here gestaan. Soveel so, dat die Here was beïndruk met Job, hy was trots op Job. Dan skuif ons perspektief, julle onthou, Job lewe sy lewe, hy weet nie wat gaan nie. Job lewe sy lewe, dan gebeur daar iets hierso. Die engele en hulle praat, weer eens in Afrikaans praat hulle van die Satan. Maar die Hebreëse woord wat hulle daar gebruik is nie die woord vir Satan nie, dis net die accuser. So of dit nou die Satan is of dit nie die Satan is nie, ons weet nie, dit is 'n persoon of 'n angelic being wat aanklagte bring teen mense. So die aanklaer, kom ons noem hom nou maar die Satan is ook daar saam met, en hy het 'n gesprek met die Here, en as gevolg van daai gesprek word hy toegelaat om vir Job eers vat hy Job se kinders, maak hy dood, en hy vat Job se rykdom weg. Dan is daar weer 'n gesprek, dan vat hy Job se gesondheid weg. Dan kom Job se 3 vriende na hom toe. Hoe weet ons, by the way, dat hulle nie vrouens was?
Dis nie net aan die name nie, hulle het vir 7 dae by hom gesit en niks gesê. So, dis definitief nie wat vrouens doen. En ons dink dalk die 4de ene was dalk 'n vrou, want hy sê die woorde het binne in hom gestoom en hy kan nie langer stil bly nie. So, die vriende kom, hulle het almal 'n uitleg vir hoekom dit met Job swaar gaan. Dan kom die 4de vriend, en die 4de vriend sê, en ons sal bietjie met die 4de vriend ook deel, want die 4de vriend is baie interessant, hy word nooit rebuke, of sy word nooit rebuke. Die 4de vriend sê iets, dan daag die Here op, die Here openbaar homself aan Job, hy verduidelik homself nooit aan Job, maar hy openbaar homself aan Job, dan het Job 'n gebed aan die Here, en dan kom ons nou noem dit maar die blessed end uit. So dit is hoe Job aan mekaar geweef is. Hier's hierdie proses wat gebeur. Job is okay, Job word aangeval. Daar's verduidelikings vir Job. Job aanvaar nie daai verduidelikings nie. Die Here openbaar homself en dan is hy herstel. Almal verstaan dis hoe Job glo. Nou, kom ons sit op Job 1 vers 6 tot 12. Interessante vraag nou hierso is. En almal van ons vra dit ook. Hoe lyk swaar kry en waar kom swaar kry vandaan? Hoe lyk swaar kry en waar kom swaar kry vandaan? Nou, op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Volgende. Het u nie aan hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom beskik? Die werk van sy hande het hy geseën, die vee en sy vee het sterk vermeerder in die land. Volgende. Maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het, en waarlik, hy sal jy in die aangesig seën. Volgende. En daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Kom ons gaan sommer reg uit na Job 2 vers 1 tot 6 toe. Want wat nou toe hier nou gebeur, na daai is die kinders dood, en dis interessant, daar's diewe wat sy vee steel, en daar's 'n natuurramp wat sy kinders doodmaak. Met ander woorde, dis nie eers asof die demonic activity noodwendig is. Dis bad people do this to him en die natuur doen dit ook. Want die hedge wat om hom is weg. En toe, hierdie gebeur 'n rade. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het Satan ook onder hulle gekom en hom weer voor die Here gestel. En toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En toe vra die Here vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, godvreesend wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Dus jy sê gebeur daar sin, net gaan die vorige een. Alhoewel jy my teen hom opgehits het, wie het vernietig sonder oorsaak daar? Wie is opgehits? God. God het hom vernietig. Kyk, volgende. Toe het Satan die Here geantwoord en gesê, uit vir uit, alles wat hy het, sal hy gee vir sy lewe. Volgende. Maar strek net u hand uit, en tas sy gebeente en sy vlees aan, en waarlik, hy sal u in die aangesig seën. En die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe.
Onthou jy die kindertjies hier gesit? Wie kom voor die Here? Is hierdie seuns van God kom voor die Here nie waar? Kom die kindertjies in 'n occasionally voor die Here? Jesus wat daar was, hy het uit die hemel uit aarde toe gekom. Hy sê, hulle engele is die hele tyd voor die Here. Hou dit in gedagte, as jy aan jou opvoedtaak dink. Dis nie sommer hier jy, wat jy hiermee besig is. Jy is besig met iemand se engele wat die hele tyd voor die Here is. Nou, die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, no matter how you crumble this cookie, wat met Job gebeur het gebeur as gevolg van die Here se hand. Satan kon nie hierdie doen, omdat hy graag vir Job wou vernietig, of die accuser. Die accuser het eintlik nie eens gronde gehad om vir Job aan te val. Die Vader laat slegte goed met ons gebeur. And if we have a faith that suggests if you do the right things, you are going to have a trouble-free life, you are in the wrong place, my friend. Ons is so lief en ons sal nou kom by sy vriende. Ons is so lief om swaar kry te koppel aan iets wat jy verkeerd gedoen het. Die Here het hierdie toegelaat. Sit jouself nou van Job se skoene. Het Job antwoorde oor hoekom hierdie met hom gebeur? Nie antwoorde nie. So, wat is Job se visie? What is his vision? What is his experience? His experience is what's happening to him. My children just died. I just lost everything and now I'm sick. What did I do? What did I do? Wat is die Here se visie? Wat is sy vantage point? Die Here sien wat met Job gaan gebeur. Hy sien die proses wat Job gaan deurgaan met sy vriende. Hy sien die einde van die situasie, hoe Job weer okay is. En dan kom hy op 'n plek waar Job neergeskryf is en ons duisende jare later oor Job se lewe praat en ons 'n boodskap wat uit Job se lewe uitkom. Met ander woorde, God's perspective and Job's perspective are significantly different. One is situated in the suffering. One sees the suffering in the context of what is actually happening. En tot ons as Christene nie op 'n plek kom waar ons swaar kry in die konteks kan sien van 'n proses waarmee die Here besig is, loop ons die hele tyd in hoe erg die swaar kry is vas. Die swaar kry ons onder, omdat die konteks van die swaar kry nie vir ons sin maak in waar ons nou is. Maar as ons God se konteks sien, then God is no longer evil. God is evil if he does things to us just because he can. Maar sy plan nie. Nou, kom ons gaan kyk gou na sy vriende. Nou, daar's 4 van hulle, en ons gaan bietjie stil staan by die 4de een, by Elihu, maar daar's basies 3, hulle is obviously is die ouens lief vir Job. En die ouens is nie daar om vir Job in die oor te sit of wat ook al. Onthou, as jy gaan lees, toe Job siek word, né? Toe sê sy vrou vir hom, hoekom vloek jy nie nou maar net die Here en nou maar doodgaan? Job sit op 'n ashoop, die ashoop wat hulle daarvan praat, is waar al die drek wat
uit die huis uitgekom en het hulle gebrand op 'n sekere plek. Nou, hulle het nie toilette en goed soos ons gehad nie, dit was 'n horrible stinkplek, hy het daar gesit en hom krap met 'n potskerf. En hierdie vriende gaan sit vir 7 dae daarby, en hulle bly net stil, want hulle sê oor wat met jou gebeur. So, ons is so lief om met 'n perfekte brilletjie na hulle te lees en te kyk, ja nee, hulle dan stupid die ouens. Dit is stupid goed sê hulle vir jou. Hulle verstaan nie lekker wat aangaan. Deels is lief vir jou. En ons gee presies hierdie selfde antwoorde vir mekaar as dit swaar gaan. Nou die eerste ding is, wat sê ou Elifas? Elifas is nou die oudste ene, hy is die slimste. Hy sê vir jou, luister jou. Hierdie goed gebeur net met mense wat sonde het. So jy het onbeleide sonde iewers. Daar is iets wat 'n skeidsmuur tussen jou en die Here is. En as jy tog net my sonde kan los, as jy uit, gaan die Here jou weet van. Dan sê Job maar, verduidelik nie vir my wat se sonde dit is. En ons verstaan, omdat ons die hele boek gelees het, verstaan ons, dat tot op daai stadium was daar nog nie sonde met Job. Job het nog niks verkeerd gedoen nie. Hierdie nie gebeur oor Job sonde gedoen het nie. Inteendeel, dit gebeur omdat hy regverdig was in die Here om na 'n next level te wou vat. The pain was there to take him deeper, not to destroy him. Dan kom Bilad, die tweede een. Hy is 'n bloedlynvloeker. Dis syde. Bilad sê, luister kind. Weet jy wat? Onthou, daar in jou familie het iemand obviously gesondig. Daar was 'n vrymesselaar of 'n broederbonde of iemand het voorvadergeeste of iets. As jy net jou familie goed kan uitsorg, ons breek jy die vloeke, ons stuur jou vir bevryding, papi, jy is good to go. As die Here se seën weer op jou. Job is soos, Bilad, what are you talking about? Daar is nie seker goed by my. En dan so far, die laaste ene, hy sê definitely a failure to repent. Want repentance is the door to prosperity. Jy moet daai repentance today, dan gaan jy okay wees. Hy sê, waarvan moet ek repent? Waarvan moet ek repent? En dan kom die laaste vriend, die jongste ene. Ou Elihu sê die woorde bereis. Hy sê die gees dryf hom dat hy iets moet sê. En sit vir my op Job 33 vers 14 tot 24. En dit is nou 'n interessante ding, want kom ons stap nou deur wat Elihu vir hom sê. Hy sê, luister hier na vers 14. Ja. Want God spreek op een, ja, twee maniere. Want die mens let nie daartoe op. Next. In die droom, in 'n naggesig, as die diepe slaap oor die mens val, en tydens sluimering op die bed. Dan open hy die oor van die mens, en hy druk die seël van die waarskuwing op. Okay, van hulle. Om die mens terug te hou van sy onderneming, en die trotsheid vir die man te verberg. Sodat hy sy siel kan red uit die kuil met sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies. Ook word hy getuig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gewete, sodat sy lewe hom laat walg aan brood en sy siel aan lieflingsspys. Stop net vir daar vir 'n oomblik. Een van die redes hoekom ons swaar kry in ons lewe is om mooi te verstaan dat die lekker dinge in hierdie lewe kan nie vergelyk met dit wat die Here aan ons wil gee nie. Want wat doen ons inevitably as mens as dit met ons begin lekker gaan? Dan maak ons gewoontetjies om daai lekker ons nuwe huis te maak. En as ons lank genoeg daar bly, dan word dit ons God. Die ding met Job was toe hy begin het, was Job se hele lewenstyl
daarom gefokus om seker te maak dat sy lewenstyl bly soos dit is. Hy bid vir sy kinders, sodat sy kinders tog net nie swaar kry op hulle kan wat gebeur. En dis nie verkeerd om dit te doen, maar wat is die oogmerk van daardie gebruik? Die oogmerk van daardie gebruik is to try and colonize the goodness of God, so that we can tell God that God has done everything, therefore you have to be good to it. Okay? Volgende ene. Sy vlees verdwyn weg uit die gesig en sy gebeente wat onsigbare steek uit. Ja, sy siel kom nader in die kuil en sy lewe by die dodende magte. Is daar dan vir hom 'n gesant, 'n tolk, 1 uit 1000, om die mens sy plig te kenne te gee? En is hy hom genadig en sê, verlos hom, dat hy nie in die kuil afdaal, ek het 'n losprys gevind. So essensieel wat Elihu hier sê, wat anders is as die ander, is daar's altyd 'n proses betrokke aan God se toelatende wil om slegte goed in ons lewe te laat gebeur. Met ander woorde, die slegte goed wat met ons gebeur, is nie net konsekwensies van ons aanlofvolnis, of ons sonde, of ons ongeregtigheid, of bloedlyn vloeke, of wat ook al. Dit gaan swaar met ons, omdat die Here swaar kry gebruik om ons in 'n sekere pad te stuur. En die Here se perspektief is ene van begin tot einde. Nie van net dit wat hier voor ons is. En as ons kyk net van dit wat voor ons is, kan ons nie verstaan wat God se verdere perspektief is. Wat hy verder sien as ons. Ons moet regtig begin om op 'n plek te kom waar ons die kapasiteit het om soos die Vader te sien in die Gees, goed wat nie nou voor ons is en obvious is. En ons kan dit sleg doen uit 'n plek van verhouding. Maar nou wil ek gou vir julle net 'n in Engels noem hulle dit 'n Easter egg, maar dis nie regtig 'n Easter egg nie, dis ietsie wat weggesteek is in Job. So julle gaan vir my opsit Job 16 vers 19 tot 21. Onthou jy ek het vir julle gesê Job is hierdie snaakse boek wat nie inpas in die kronologie van ander boeke. So uiteraard as dit 'n boek is wat buite staan van al hierdie goed, dan moet Jesus mos ook gereferens word. Kyk wat sê Job hierso. Selfs nou, kyk in die hemel is my getuie met 'n hoofletter. Hy wat saam met my getuig is in die hoogtes. My vriende spot met my oog drup trane tot God. Kyk nou. Dat hy kan pleit vir 'n man by God en as 'n mens se seun vir sy naaste. Op wie beroep Job homself hier? Op Jesus. Job se hele punt is hy en sy eerste 3 vriende sit regtig vas hieroor. Sy eerste 3 vriende probeer vir hom 'n patroontjie gee en sê as jy die patroontjie doen, gaan jy okay wees. En hy sê vir hulle, julle patroontjie werk nie, want die goed wat julle my van accuse is nie verkeerd. Maar Job begaan hier sy misstap. Job se misstap is nie dat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar dat hy die Here tot verantwoording roep oor dit wat die Here oor hom gebring het. Met ander woorde, hy sê eintlik vir die Here, Here, jy moet jouself aan my verduidelik. Why did you do this to me? En ek vind dikwels myself in daai posisie voor die Here, as ek regtig eerlik is. Sê vir die Here, Jesus Here, ek het gebid oor hierdie. Ek het binne U wil gelewe. Ek het nie sonde gedoen hieroor nie, en as ek het ek om vergifnis gevra. Why are you allowing these things to happen to you? Verduidelik Jouself aan my. En hy gaan selfs verder en dan sê hy, as ek tog net voor die Here kon staan en as ek tog net met die Here hieroor kon redeneer. Maar kom ons vat nog gou 'n stapie terug. Wat is die 3 goed wat Job aan eintlik
getoets is. Hy is getoets aan sy provision is mos weggeval. Hy is getoets aan sy gesondheid, of sy veiligheid is mos weggeval. En dan laastens word hy getoets in sy identiteit. Want sy vrou sê vir hom, just die, vloek nou die Here en gaan weg. Jesus is in presies dieselfde manier getenteer. Eerste ding wat die duiwel vir Jesus sê is, as jy is wie jy sê jy is, maak van hierdie klippe brood. Wat sê Jesus van hom? The life of the spirit is more important than the life of the body. Jy sal deur die woorde leef, nie uit die brood uit nie. The body is temporary, the spirit is eternal. Daar's twee visies, daar's twee vantage points. Jy is nou honger in die fisiese, maar jou gees is gevoed. Presies dieselfde as by Job. God se perspektief is 'n ewigheidsperspektief. Hy praat aan die gees wat vir altyd lewe. Daai gees is totaal invoorsien. Die liggaamlike is dien die gees dien nie die liggaamlike. Wat is die tweede ding wat hy doen? Vat hom ons op die tempel. Hy sê, spring hier af. Hy sê, en toets selfs die woord. Die Here sê mos, hy sal sy engele aangaan die jou aanstel. Dan sê jy met die Here nie tenteer nie, hoekom? Weereens, want die aardse is onderworpe aan die hemelse. Jy toets nie die hemelse aan die aardse nie, jy toets die aardse aan die hemelse. Met ander woorde, the word comes first, not your experience. Wat is die laaste ding wat hy vir hom sê? Sy sê, as jy my mos, if you worship me, dan gee ek vir jou alles. Die hele punt daaraan is dieselfde ding wat met Eva ook gebeur het. Ons wil in 'n plek wees waar ons natuurlike totaal in voorsien is. Want as ons natuurlike totaal in voorsien is, dan is ons mos nou gelukkig, dan hoef ons mos nou nie bekommerd te wees oor finansies of oor gesondheid of oor ons kinders of wat, dan gaan dit mos nou goed met ons. En Jesus sê, jy sal die Here jou God alleen dien en jy sal net voor hom buig. Weereens, the natural must bow to the supernatural. As 'n kind van God, is die essensie van jou pad om op 'n plek te kom waar jou natuurlike buig en submit aan die supernatural. En die Here gaan swaar kry in jou lewe gebruik om jou daar te kry as dit nodig is. En ek sê as dit nodig is, moenie dink ek sê dit dat as jy al die goedjies reg doen, dan gaan jy okay wees. Ek kan jou nie beloof dat jy nie swaar kry gaan nie. Inteendeel. Ek kan jou beloof dat as 'n gelowige gaan jy baie swaar kry in jou lewe. Maar die Here gebruik daai swaar kry uit 'n ewigheidsperspektief uit om jou by 'n plek te bring waar jy jou nie kan bring in die natuurlike nie. Ons loop nie daarna toe nie. If things go well for us, we colonize that space of wellness. As dit met ons goed gaan, dan bou ons 'n muurtjie rondom dit en ons kry 'n swembad en 'n lekker boom en alles, ons bly net daar. Soos Jona, ons gaan sit onder die boom, ons nou die lekker en kyk ons die distraction op die DStv van Benefit. En ons is kwaad as die Here ons uit daai plek van gemak uitvat. Nou, dis my interessant, hierso, gaan lees bietjie Job 16, het gaan vir julle verduidelik 'n bietjie oor wat Job se sonde was, as ek dit so kan stel, waar Job verkeerd gegaan het, en hoekom Job moes repent, as ons kom by 42, ons kom nou by 42, maar ek wil gou met julle 3 ander voorbeelde lees, van ouens wat deur soortgelyke goed gegaan het as Job. Die eerste is Josef. Joseph is in a place of privilege. And the moment, hoekom het hy uit die place of privilege uitgegaan? Want sy pa het hom as die Vader jou stuur, dan gaan jy uit die plek van beskerming uit, na die plek van destiny toe.
So you're no longer in the place of this safe harbor. You're actually starting to walk in your destiny. En dan along the way gaan jy in 'n put val en daar gaan dilemmas wees en daar gaan tronke wees. Maar die uiteinde daarvan is om dit wat die Vader bedoel met jou lewe te bereik. Met ander woorde, die swaar kry op pad is deel daarvan om jou te vat van die beskermde persoon in die Vader se huis na die een wat die Vader gestuur het, omdat sy pa het hom gestuur, een wat sy Vader gestuur het na sy uiteindelike destiny. So Josef loop deur al hierdie swaar kry om uit te kom by die plek waar sy Vader in die gees eintlik wou laat opeindig. Die tweede een is Johannes die Doper. Nou, sit gou vir my op Matteus 11 vers 2 tot 6. Julle onthou Johannes die Doper. Hy en Herodes, hy het mos vir Herodes gesê hy mag nie sy vrou vat nie. Op die ouene dan nou is Johannes die Doper in die tronk. Ken Johannes die Doper die woord? Kyk. Johannes is in die tronk en hy hoor die werke van Jesus en hy stuur die twee disippels na hom toe. Kyk, volgende. En hulle sê vir Jesus, is die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus antwoord, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Volgende. En nou moet julle verskriklik versigtig hierdie lees. Blindes sien weer, krepeles loop, belaases word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. Volgende. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem. Sit gou op Jesaja 61 vers 1. Onthou julle, voor julle daar lees. Onthou julle, ek het vir julle gevra, ken Johannes die woord? Ken die woord? Wat Jesus nou aan hom gekwoteer het. Kijk, sit gou op. En die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van haar, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Wat 'n deel van daai skrif los hy uit, hoe hy die boodskap terugstuur. Hy sê nie vir hom jy word vrygelaat. So hy stuur basies 'n boodskap vir Johannes wat hy vir hom sê, Johannes, dis die einde vir jou. Hy sê vir hom, jy gaan nie vrygelaat word. En dan sê hy 'n verskriklike interessante ding. Hy sê, gelukkig is elkeen wat nie aan my twyfel nie. Hoekom? Because jy wat Johannes is, gaan doodgaan in jou vleeslike gevangenis. Maar in jou geestelike gevangenis het jy volkome vryheid as jy in my glo as Jesus, die Seun van God. You will be free, but you will not be free here. En dis die laaste wat ons van Johannes se woorde hoor. So ek vertrou Johannes het gaan vashou aan hierdie. Johannes het geweet dis die einde. Hy ken daai skrif. As Jesus teruggekom het en vir hom sê hy sal vrygelaat word, dan weet hy sal vrygelaat word. Maar Jesus sê hy los spesifiek daai skrif uit om te sê jy sal vrygelaat word. En dan die laaste een, ou Paulus, my ma is nie vreeslik lief vir Paulus, en sy sê, Paulus is lelik met vrou, omdat hy nie 'n vrou gehad het. Maar, ek dink hy was net baie wys. Sit vir my 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9. Nou, Paulus, ons weet nooit regtig wat fout was met hom nie, maar party mense sê hy het 'n bokkelrug gehad. So hy het steen aan sy rug gehad. Hy was 'n hunchback. En dit het vir hom moeilik gemaak om te reis, moeilik om te praat, moeilik om te staan. Hy het hierdie doring in sy vlees gehad. En hy sê,
en dat ek oor my voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is 'n doring in die vlees my gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. En hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wanneer ons in 'n plek is, soos Job, van pyn en swaar kry, is ons in 'n plek wat die supernatural kan manifest in die natural. En onthou, daai manifestasie van die geestelike realiteit en die fisiese realiteit beteken nie noodwendig dit wat vir jou moeilik of swaar is gaan weggaan nie. Dit beteken dikwels nie dat jy krag gaan kry om te wandel in dit wat vir jou swaar of moeilik is. En dis nie 'n maklike gospel om te gaan vertel nie, want almal van ons wil eintlik 'n gospel hê wat sê, doen ABC, drink elke oggend 'n glas soutwater, dan as jy piekfyn. Dan gaan al die slegte goed weggaan. Dit is nie hoe die evangelie werk. Die evangelie is ons sterf aan ons vleeslike en ons word lewend in die geestelike. We don't give up, we give in. Daar's 'n inwonende krag binne in ons wat ons toelaat om te staan in goed wat ons nie veronderstel is om te kan staan. Onthou julle, het julle die poster gesien wat ek gemaak het vir die advertensie. Nou wat dit is, dis 'n arendskoog oor 'n veldslag. En dan sien jy hoe die aanval, waar die aanvalle vandaan kom en waar die soldate hulle self posisioneer. Nou daar's 2 goed hier gebeur aan dieselfde tyd. Daar's 'n ou wat daar staan met 'n geweer. En wat hy sien is wat voor hom kom of wat van die kant af van hom. En die ou langs hom met daaiselfde, min of meer dieselfde view. Maar die generaal wat op die heuwel staan, hy kyk af op die hele veldslag. En hy skuif troepe om daai veldslag af te weer. En presies dieselfde met ons lewens. Die Here is besig om ons in plekke in te skuif wat ek vir die Here sê, Here, daar's 'n ou met 'n flippin spies wat daar aankom. Weet jy of jy hom sien nie, maar hy het 'n spies. Dan sê hy, gaan soen toe. Dan sê hy, Here, ek wil nie moeilik, maar hy het 'n spies. Sê hy, gaan soen toe. Want hy sien wat hy wil doen met die veldslag. Hy wil die mense skuif in die veldslag om die hoofse oorwinning te bepaal. Swaar kry in ons lewens is iets wat in die Here se battleplek wat hy gebruik om ons op 'n sekere plek te sit. Net 'n paar gedagtes. Hebreërs 11 vers 1. Voor jou opsit. Hebreërs 11 vers 1 is die definisie van geloof. Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan. Praat die Here hier van wat ons met ons oë kan sien. Dis what you can perceive in your mind. Geloof is om te skuif in 'n realm wat nie sin maak vir jou natuurlike gedagtes en verstand. Dis waar geloof werk. Dit is hoekom as daar swaar kry in ons lewens is, verloor ons dikwels geloof, because it doesn't fit into my mental picture anymore. En dit was Job se probleem ook. Hierdie het nie in sy wêreldbeskouing ingepas. Ek het nie iets verkeerd gedoen, Here. Why is this happening to me?
En daar is mense wat sê Job het niks verkeerd gedoen, maar hoekom het hy dan repent as hy niks verkeerd gedoen het? So hier's 3 goedjies wat ek wil hê en dan gaan ons net versigtig stap deur Job 42. If God is good, then his intentions are good. If God is good, then his intentions are good. Die twee kan nie anders nie. As die Here goed is, kan sy oogmerke vir jou nie sleg wees, want dan is hy nie meer goed. So if you believe God is good, what is happening to you is happening with a plan. Dis nie net krake, dit gebeur nie sommer net. If God is all-knowing, he moves with the end in mind. As die Here alles weet, dan beweeg hy met die einde in sy gedagtes. So, die Here het nie ewe skielik, toe die seuns van God na hom toe kom, was nie speletjie wat hy met hulle gespeel het. Hy het geweet wat met Job gaan gebeur. Hy het geweet van die miljoene mense wat Job gaan lees, en ietsie meer gaan verstaan van wat die Here met swaar tye ons deel wil. Ja, hy het dit gesien. Dit is hoekom hy die vraag gevra het. That's why he started this. Hy het nie begin omdat hy cruel is of die duiwel dan sê, oh ja, nee, duiwel, kom ons hê nou 'n kompetisie. Duiwel is nie vir 'n kompetisie nie. Hy hoef niks aan die duiwel te verduidelik. Hy het 'n klomp plan gehad met Job se lewe. En die laaste een is, if God is all powerful, evil has no ability to override God's intentions. As die Here almagtig is, kan slegte goed nie die Here se almag override. So as iets sleg met jou gebeur, beteken dit nie ewe skielik die Here te beheer verloor. En as ons in daai konteks daarna kyk, word dit bietjie makliker vir ons om te yield. Want Job is the book of yielding. It's not the book of plans. It's not the book of good and evil. It's the book of yielding. Dis die boek waar jy ingee. Waar jy sê, Here, gee dit in jou hande. Ek verstaan. I don't know. Luister gou wat sê Job. En dis nou Job 42 vers 1 tot 10. En hierdie is nou, net om dit gou in konteks te plaas, nou die 3 vriende was daar, toe Elihu nou gekom, en toe die Here homself aan Job openbaar. En dis interessant, hy het nooit vir Job gesê, hoekom hierdie met hom gebeur het, nie een keer nie. Hy het net vir Job openbaar wie hy is. Toe sê Job hierdie vir hom. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is. Stop dit vir daar. Vir 'n oomblik, verstaan julle wat hy daar sê? Hy sê, Lord, if it's your plan for bad things to happen to me, then I surrender to you. Het Job op daai stadium geweet alles gaan oukei wees? Al wat hy geweet het is, ek het God gesien en God weet beter as ek. Volgende een. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp. Hoor tog en ek sal spreek. Ek sal nie ondervra en onderrig nie. Stop ek gou daar. Ons kan die volgende een opgaan. Volgens hoor sê ek van die gehoor, en nou het my oogie gesien. Volgende een. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. Kan ek gou daar stop. Wat Job basies hierso sê is, ek het probeer antwoorde gee, om te verduidelik, hoekom dit swaar gaan met my. Ek het U nou gesien, en U is groter as enige verduideliking wat ek ooit kan. Daarom, Here, I yield to you. Here, I called you to come answer the charges
I repent. Ek het nie geroep dat ek nie kan aanklaan, ek het nie 'n gesprek kan hê, ek kan nie eens begin om daai gesprek met u te hê. Met ander woorde, wat doen ek? Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat hy hoop, 'n bewys van die dinge wat hy nie kan sien. He's stepping into faith. He's no longer trying to argue with his physical mind. He's saying, Lord, that which you reveal to me of you is greater than that which I can understand. Therefore, I want to know about you. Therefore, I want to walk in the things that I can't see. Kyk nou wat gebeur. Volgende. En nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas, dis nou die oudste een. My toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my gespreek, soos my knegt Job. Volgende. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme en gaan na my knegt Job en bring 'n brandoffer vir julle. En laat my knegt Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, en julle het nie reg gespreek van my soos my knegt Job. Ek stop ek vir die volgende. Wanneer, of het die Here hierdie 3 vriende in gedagte gehad, toe hy swaar kry in Job se lewe toegegaan? Hy het hulle in gedagte gehad. Hy wou hulle op die regte plek kry. Dis die eerste teken dat hierdie nie net oor Job gaan nie. Dat hierdie gaan met iemand anders, hy het sy 3 vriende lief. Dis hoekom het 'n goeie ding is om so nou en dan vir 7 dae stil te bly by jou vriende. Hoekom kan Job nou vir hulle bid? Because Job het beweeg uit die vlees uit in 'n plek van geloof. Deur die geloof is ons gered, nie deur werke nie. When you're in the place of faith, you are able to pray for others because you are harnessing the heavenly and no longer the fleshly. Jou gebed het effek, want jy praat uit die troonkamer uit en nie uit jou binnekamer uit. You have transcended your inside room. En dis nie 'n rympie wat jy gebid het of het lank gebid of it's because you harnessed the heaven. Volgende. En toe het Elifas die Temaniet en Bildad die Suhit en sover die Naamaniet heen gegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het, en die Here het Job in guns aangeneem. Hoekom het hy hom in guns aangeneem? Because he came in faith. He was no longer the man that was saying, I am guilt-free. He was the man who was curious. What is it that the Lord wants to do? And when you are curious, as jy in 'n plek is waar jy 'n begeerte het en 'n curiosity vir die Here het, dan is jy in die regte plek om vir jou vriende in te tree. Want dan die antwoord wat jy dan gaan gee, gaan die antwoord wees wat uit die troonkamer uitkom en nie uit jou hart uitkom. Nou die volgende een. En die Here het die lot van Job verander. Wanneer? En Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Wat sê Jesus vir ons? Soek allereers die koninkryk van God en sy en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Met ander woorde, when we walk in faith, die goed wat ons verstrik het voorheen, verstrik ons nou nie meer. Want die swaar kry het ons geruk uit die koninkryk van daai wêreldse dinge uit, na 'n hemelse koninkryk. Dan kan die Here ons vertrou met al hierdie dinge, want hierdie dinge gaan ons nie verstrik nie, want ons gedagtes is nie daarop. En dis interessant, Job het nie vir homself gebid. Job se wêreld verander toe hy verander bid. Job se wêreld verander toe hy repent en verander bid. Toe verander sy wêreld. So, vir my is die opsommende gedagte die volgende.
almal van ons, as ons tot bekering kom ons tot in 'n regte verhouding met die Here. In ander woorde, jou salvation is iets wat kom as jy glo dat Jesus die Seun van God is. Dan is daar 'n proses wat volg, waar die Here ons letterlik los skeer uit dit wat vir ons hier belangrik is, om ons gedagtes te kry en ons curiosity te kry op sy dinge. En uit daai posisie uit, wanneer ons begin 'n curiosity vir sy dinge kry, en soos hy liedjie sê, the things of the world grow strangely dim, begin ons te wandel in 'n plek waar ons nie net vir die Here bruikbaar is. Want onthou, die Here het nie net aan Job gedink toe hierdie met Job gebeur het. Hy het aan Job se 3 vriende ook gedink. Job se 3 vriende was vir hom belangrik genoeg dat Job deur 'n swaar proses moet gaan, sodat Job vir hulle kon bid. En daar is party van ons wat soos Johannes onthoop word in die gevangenis, omdat die koninkryk wat ons in is, nie van hierdie aarde is. En daar's party van ons wat loop soos Paulus met 'n doring in ons vlees vir ons hele lewe lank, want sy krag word in swakheid volbring. En daai doring word nie vir ons weggevat. Die essensie daarvan is, ons as die kinders van God moet besef dat ons plek en ons krag en ons verhouding is nie 'n aardse plek en krag en verhouding. En as ons daai nie reg kry, dan wil ek ongelukkig vir jou sê, dit is waarskynlik dat die Here swaar kry gaan gebruik om jou op 'n plek te kry waar jy daai verstaan. Nie omdat hy evil is, omdat hy so lief is vir jou, en omdat die waarheid daarvan, dat die verhouding met hom en die realiteit van hom belangriker is, as jou aardse gemak en wat vir jou nou belangrik is. So, wat ek graag wil hê ons moet vandag doen, is, ons moet as 'n deel van God se liggaam, net voor die Here kom en sê, Here, en ek begin dit uit myself, want ek is ook ek is skuldig. Ek gebruik die woord dikwels as 'n lewer om die Here te probeer forceer om goeders te doen wat ek wil hy moet doen. Ek sê, ag Here, maar ek het ons gebid en het gesê as ek bid, hy wat bid sal ontvang. Die 4de gebed van die regverdige het groot krag en ek is regverdig, ek staan onder die bloed van Jesus. En dan probeer ek om forceer om te doen dit wat ek wil hy doen. Ons moet op 'n plek kom waar die dinge wat vir die Vader belangrik is, die dinge is wat vir ons belangrik is. En die enigste manier wat ons op 'n plek kom waar die dinge van die Vader belangrik is, vir ons belangrik is ons curiosity en dit wat die Vader wil doen. Kom ons maak vir die oog. Genadige en goeie Vader, ons kom nou nie in die wonderlike naam van Jesus. Vader, eerstens kom sê ons verstaan nie, Vader. Ons het nie 'n idee, Vader, wat dit is wat ons moet doen nie, waarheen ons moet gaan nie, wat ons moet sê, wat ons moet dink, wat ons moet pursue. Maar Vader, U weet. Ons kom, Vader, en ons lê ons rypies en ons formuletjies en Lord, the things that we use to try and explain our lives, we lay that down before you, en ons vra in die naam van Jesus, dat U almag sal gebruik, om ons op 'n plek te bring, Vader, waar ons in nuuskierigheid het, oor dit is wat U te sê. Vader, dat ons sal loop uit verhouding uit met U, wat gefundeer is op geloof, wat ons nie sien nie, Vader, maar wat die Gees binne in ons openbaar. Lord, we will not give up on you, we will give in to you. Ek vra dat U ook vir ons sal leer, Vader,
om uit 'n perspektief uit te kyk soos U, om in die heuwelperspektief te hê, Here, om te sien hoe die veldslag moet loop, en nie net ons eie perspektief uit die loopgraaf uit, ons net die kleinste voor ons sien. Ons dankie dat U vir ons lief is. Ons dankie dat U goed is. Ons dankie dat U almagtig is. Ons dankie dat U die einde gesien het. Ons lê onsself nou in U hande. En ons bid, Vader, dat U met ons sal wees, en ons sal lei in verhouding met U. In Jesus se naam bid ons.